Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het enkele afkondiging vanoggend voor die erediens. En dit is ons kollektes wat vir die diens van barmhartigheid gaan onder die erediens. En dan by die deure vanoggend is dit vir die emeritaatsfonds, versorgingsfonds en volgende Sondag vir die dankbaarheidsfonds. Vir die wat nie weet nie, die dankbaarheidsfonds is 'n fonds wat in die lewe geroep is toe die gereformeerde kerke in Suid-Afrika 100 jaar oud geword het, so dit is nou al oor die 50 jaar wat die fonds bestaan, en dit word net deur kollektes befonds, soos hierdie by die deure, wat ons volgende Sondag ook het, en daardie geld word grootliks aangewend ook vir die sustentasie, en dit is dan om kerke te ondersteun waar die bediening van die woord nie kan voortgaan nie. So dit dan wat ons afkondigings betref vanoggend. Ander afkondigings sal ons na die diens hanteer. Kom ons begin vanoggend en ons sing saam Skrifbruiming 1:6, net aan God behoort die ere. Ons sit daarvoor, ons sing al 3 die verse, waarna ons sal voortgaan in die erediens. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word u ryklik geskenk van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 149, ons sing die eerste en die tweede vers, waarna ons weer bly staan, sodat ons geloof saam kan bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dit is so dat ons in ons belydenisskrifte, in besonder die Heidelbergse Katekismes, baie aandag gee aan die wet van die Here. En is belangrik om te weet dat die wet van die Here val ook onder 'n gedeelte wat ons noem die dankbaarheidslewe van die gelowige. In besonder die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is wat hy in Jesus Christus aan elkeen van ons geskenk het. En juist daarom word die vraag gevra, hoe lei die wet van die Here dan? Dan word dit so opgesom soos dit in Eksodus 20 vir ons deurgegee word. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Daarom die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die wet van die Here. Die vraag word dan gevra, hoe word die gebooie ingedeel? Dan weet ons dis in die 2 tafels, die kliptafels waarop God dit geskryf het en toe vir Moses gegee het, waarvan die eerste 4 gebooie ons leer oor hoe ons teenoor God moet gedra, maar die tweede is 6 gebooie oor wat ons aan mekaar en ons naaste verskuldig is. Nou kom ons antwoord vanoggend hierop, broeders en susters, juis deur saam te sing uit Skrifberuiming 9:3,
beruiming van Romeine 13 waarin ons saam sê voor U wet Heer staan ons skuldig. Hoekom? Want ons weet liefde is die groot gebod. Liefde is ons verskuldig aan ons naaste en ons God. Kom ons staan kom ons bly sit so en dan sing ons saam Skrifberuiming 9:3 vers 1 en 2 in antwoord op die wet van die Here. Nadat ons dit gesing het, sal ons in gebed verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vandag ook ons hoofde biddend voor U buig. En in afhanklikheid bely dat dit deur U genade is dat ons mag lewe. Elke dag, ja tot in die ewigheid sal lewe. Want dis U belofte dat elkeen wat in U Seun, ons Here Jesus Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis juis met hierdie wete wat ons vanoggend ook bid en vra, dat U deur die Heilige Gees in ons sal werk, sodat in ons lewens ook en in ons doen en late wat ons sê en dink en doen, ook die verlossing sigbaar sal word. En dat elkeen van ons in U liefde sal lewe, geanker, stewig en sterk. Help ons ook vanoggend deur die verkondiging van die evangelie
om te begryp en te verstaan hoe groot U liefde is. Ja, dat ons sal begryp en verstaan dat U liefde so groot is, dat dit eintlik ons menslike verstand te bowe gaan. Net soos wat U grootheid ook ons klein menslike verstand te bowe gaan. Daarom vra ons dat deur die verkondiging van U woord ons U ook vandag sal leer ken en dat ons daardeur ook in liefde en dankbaarheid aangespoor sal word om ook U liefde in die wêreld uit te leef. Ons bid ook vanoggend in besonder dan vir die troos van U liefde vir elke broer en suster van ons in hierdie gemeente wat swaar kry weens siekte, wat bekommernisse het oor finansies, uitdagings het by hulle werk, by die skool, in ons huise. Help ons om daar ook U liefde te kan uitleef. Ons vra dit want ons weet, ons is sondaar mense, wat maklik deur die wêreld en deur die duiwel en deur ons eie sondige natuur van U af weggelei word. Ons bid nie net vir onsself nie, ons bid ook vandag vir ons land met al die rampe wat daar is, al die uitdagings wat daar is. Dra ons elkeen aan U troue vadersorg op, wat daaronder ook gebuk gaan. Ons bid ook vir die kerk oor die wêreld heen versprei. En dis ons gebed soos vir onsself, dat die verkondiging van die evangelie geseën sal word, en dat U koninkryk daardeur ook sigbaar gemaak sal word. Ons vra dit want ons weet, ons almal sien uit na die dag toe ook, wanneer ons ook die koning oor die konings van die wêreld sal sien, ons Here Jesus Christus. En daarom is dit ook ons gebed, laat U koninkryk kom. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar want ons weet, ons kan dit bid in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanoggend, broeders en susters, 'n gelykenis, 2 gelykenisse van ons Here Jesus Christus. As die Here wil, gaan ons in die volgende paar Sondae stil staan by Lukas 15 en by Lukas 16. Nou, Lukas 15 is baie bekende gedeeltes. Die eerste een is die gelykenis van die verlore skaap, en dan die gelykenis van die verlore muntstuk, en dan die gelykenis van die verlore seun. Vanoggend dan die gelykenis van die verlore skaap en die van die verlore muntstuk. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom,
roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend en in aansluiting daarby sing ons nou ook die beruiming van 'n gedeelte van dit. En jy gaan dadelik sien wat dit is. Ons sing saam skrifberuiming 16:1 en ons sing daarvan saam vers 4 tot 7 wat vra, sal die herder van die kudde wat een enkele skaap maar mis, hom nie haas en in die berge opspoor wat verlore is. En dan belangrik ook vir vanoggend, soos die wil ook van die Vader onveranderd bly dit staan, dat geen een van die geringes ooit meer sal verlore gaan. Kom ons staan en ons sing saam vers 4, 5, 6 en 7, skrifberuiming 16:1. Eenmaal te erg. Kyk wat doen hierdie mense. Geen regdenkende mens sal enige iets met sulke mense te doen wil hê nie. Ek sal nie my tyd op hulle mors nie en ek sal ook nie hulle help om die gevolge te dra nie. Wie van ons het nog nooit so gevoel oor ander mense nie? Dink in ons eie land gebeur dit maklik. 'n Mens voel amper daagliks so oor 'n klomp mense met wie jy jou lewenspad kruis of goeters wat jy sien gebeur, verskriklike dinge wat mense daagliks aanvang.
Nie praat ons nie net oor moordenaars en verkragters en diewe en rowers nie. Ons praat ook van mense wat dalk nader aan ons, wat bedrog gepleeg het en drankmisbruike, dwelmslawe geword het. Mense wat ander mense mishandel het, losbandige mense, dobbelaars. En vandag nogal in jou gesig die homoseksuele verhoudings. Dis soos ons nou net gehoor het, geen regdenkende mens wil enige iets met sulke mense te doen hê nie. Jy wil nie met hulle geassosieer word nie, jy wil nie saam met hulle gesien word nie. Soos die spreekwoord in Afrikaans sê, meng jou met die semels en die varke vreet jou op. Maar broers en susters, as gelowiges, is die saak nie so eenvoudig nie. En daardie mense van wie ons nou net gepraat het, en kom ons sê dit so, daardie mense aan wie jy nou net gedink het, daardie sondaars, met wie jou lewenspad elke dag kruis, is die verlore skape van Jesus se gelykenis. Die verlore muntstuk van Jesus se gelykenis. Die verlore seuns van Jesus se volgende gelykenis. Dis dalk daardie verlorenes oor wie daar groot blydskap is wanneer hulle gevind word. So as die Here wil, broeders en susters, die volgende paar eredienste kyk ons na hierdie belangrike saak wat elke mens raak, wat elke sondaar raak. Die saak wat Jesus in 'n reeks gelykenisse aanspreek. Die van die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun, die oneerlike bestuurder en die ryk man en Lazarus. Nou jy sal sien in elke een van hierdie gelykenisse word daar iets vir ons geleer oor hoe sondaars, en kom ons sê dit maar vir onsself, en sondaars soos onsself teenoor mekaar moet optree. Want dis hoekom Jesus dit ook nogal pertinent sê, as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Want almal het bekering nodig. Elke mens op hierdie aarde het bekering nodig. So dit gaan ook hier oor hoe tree ons teenoor mekaar op, maar ook in die wêreld op, teenoor ander sondaar mense. Nou voordat Jesus die gelykenisse vertel, en is belangrik dat mense raak sien, waar kom hierdie gelykenisse vandaan, sien 'n mens hier in vers 1 en vers 2, dat die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Nou dis belangrik om dit raak te sien, as Jesus preek, dan kom hulle na hom toe. En dis nogal iets wat opmerklik is van Jesus se prediking en sy optrede, die uitgeworpenes van die samelewing, word na hom toe getrek deur dit wat hy verkondig. Want Jesus bied vir hulle die weg tot verlossing. Ja, wat hulle sondes veroordeel, Jesus sê nooit sonde is goed nie, maar hy bied vir hulle die goddelike weg van vergifnis en bekering. En dis waar dit begin, die tollenaars en sondaars het na Jesus kom luister. Die semels van die Joodse wêreld. Die tollenaars en die sondaars. Nou hieroor sien ons dan was die skrifgeleerdes baie ontstel, die fariseërs baie ontstel. Hulle het
dadelik kom beswaar maak en beswaar aanteken by Jesus. Kyk hierdie man, sê hulle, ontvang sondaars en hy gaan so ver as om saam met hulle te gaan sit en te eet. Brood saam met hulle te breek. Jesus het heel duidelik nie teenoor die tollenaars en die sondaars, die uitgeworpenes, die semels van die wêreld opgetree soos wat van hom verwag is nie. Want die skrifgeleerdes en die fariseërs het verwag dat hy ook soos hulle geen kontak met hierdie mense moet hê nie, want hulle is onrein. En geen regdenkende mens, dink daardie fariseërs, sal enigiets saam met sulke mense doen nie. Laat nog te sien saam met hulle eet. Nou dis 'n aanleiding hiervan wat Jesus dan die gelykenisse vertel. In eerste plek die verlore skaap en die verlore muntstuk. Nou belangrik is om raak te sien in beide hierdie gelykenisse val die klem daarop die verlorenheid van die sondaar mens. Die verlorenheid van die sondaar mens. Nou, hoe wonderlik gaan Jesus nie ook hier in sy wysheid te werk nie. Hy begin beide gelykenisse eintlik met 'n vraag aan die fariseërs en die skrifgeleerdes. 'n Vraag wat eintlik na elkeen van ons toe kom. 'n Vraag waarmee as te ware die wind uit die seile uitneem. Watter mens sal nie soek na een van sy skape wat weggeraak het nie? Watter mens sal nie soek na een van sy muntstukke wat hy verloor het nie? Dis eintlik 'n eenvoudige voor die hand liggende feit hierdie. Dis hoe mense is, dis hoe ons is. Elke mens, selfs die fariseërs wat 100 skape het en een daarvan raak weg, sal die ander skape los om na daardie een skaap te gaan soek. Sonder om te dink en te redeneer, ek het 99, hoekom nou bekommer oor die een wat weg is? Sal hulle 'n lang soektog in die berge gaan onderneem, wat ure lank neem om daardie een skaap te kry. En so sê Jesus vir ons, is ons almal, as iets weggeraak het, dan soek ons dit. Maak nie saak of dit een van 100 is, of een van 10 is nie. Ons soek dit wat verlore is. Net so sê Jesus vir ons, word 'n sondaar mens wat weggeraak het, ook gesoek. Gesoek deur God en deur die kerk. Ek hoop ons sien dit raak, gesoek deur God en deur die kerk. God en die kerk, hoekom sê ek so? Kyk mooi na die gelykenisse. Die een van die verlore skaap praat van 'n herder wat sy skaap afgedwaal het. Nou ons kan onsself indink hoe dit werk. Ons almal het dit al self seker gedoen en beleef. Daai groenigheidjie, daardie aanloklikheidjie. So dwaal sondaars weg van Jesus af, agter die wêreld aan. Uiteindelik verlore. En dan kom die goeie herder en hy gaan soek hulle. Hy gaan soek sy verlore skaap en die goeie herder, weet ons, is niemand anders nie as ons Here Jesus Christus self, die mensekind, die seun van die mens van wie ons nou net gesing het, wat die Vader gestuur het om te kom soek. Verlore sondaars te kom soek. Maar in die tweede gelykenis is dit 'n vrou. Hoekom 'n vrou? Wie se muntstuk weggeraak het. Hoekom nie sommer een van die fariseërs of die skrifgeleerdes nie? Dit is belangrik, want met die vrou skets Jesus vir ons die kerk van alle tye. Gelowig is die kerk, ons wat vandag hier sit, kan mens sê, van alle tye. Wat dieselfde gees as ons Here Jesus Christus het. Waarvan praat ek? Die soekende gees. Soekend na die wat verlore is.
En dis die wonderlike van beide gelykenisse, en ons moet dit ook hoor vanoggend. Die soektog is nooit te vergeefs nie. Nooit dink ons soektog, ons uitreik, ons getuienis na ander mense toe is te vergeefs. Ons moet dit in beide gelykenisse vanoggend raak sien. In beide die gelykenisse word dit wat verlore was, die skaap en die muntstuk gevind. In beide word daar gevind en fees gevier. Dit is 'n belangrike feit hierdie wat ons moet raak sien. Daar word gevind en daar word fees gevier. Nou hier is dit belangrik. Dit gaan nie oor daardie, kom ons noem dit maskare sondaars, wat jy in die wêreld vind nie. Dit gaan nie oor die hordes sondaars wat nie wil luister nie en wat nie wil hoor nie. Dit gaan oor een skaap en een muntstuk. Jy kan dit so verstaan, dis soos een helder liggie in 'n donker nag. Jy kan jou blind staar teen die donkerte, die hordes wat in sondes leef, of jy kan daai een liggie sien en hom gaan haal. Die een mens uit die menigte wat tot bekering kom. So wat sê dit vir ons? Die duisternis, die slegheid van die wêreld, is nie genoeg rede vir ons as gelowiges om te sê, ek kan nie gaan soek nie. Die slegtigheid van hierdie wêreld is nie 'n rede om jouself af te sonder van almal wat van jou verskil nie. Inteendeel, dit moet juis aanleiding gee tot 'n soektog. Daardie soektog waarvan ons nou net gehoor het, God self en die kerke deel het. En wanneer die soektog vrugte oplewer, wanneer daar gevind word, is dit duidelik, is daar groot blydskap daaroor. En dis hoe Jesus dit vir ons beskryf, die vreugde in die gelykenisse. Die man wie se skaap weg was, is bly as hy hom kry en hy tel hom op sy skouers en hy dra hom huis toe en hy roep sy vriende en hy roep sy bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Die vrou ook, wie se muntstuk weg was, sê dieselfde, wees saam met my bly. Ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Nou om hierdie blydskap te begryp, broers en susters, vra dat jy ook 'n bietjie sal dink wie die vriende en wie die bure is. Jesus self werp vir ons die lig daarop in vers 7 en in vers 10. Sien duidelik, dit is die engele in die hemel van wie God ook hier praat. Maar in vers 8 en 9 sien jy, dit is ook die mense naby jou, jou medegelowiges. Die geloofsgemeenskap. Mens moet dit raak sien, in die hemel 'n groot feesviering, maar in die hemel en op die aarde ook 'n groot feesviering, 'n groot blydskap onder gelowiges. Oor een enkele sondaar mens wat tot bekering gekom het. Oor een van God se uitverkorenes wat weg was, wat gesoek is en gevind is. Moet daar by jou en by my groot blydskap wees. In ons lewe gebeur maklik die teenoorgestelde. Ons kyk na die wêreld, ons sien die slegheid van die wêreld, ons sien die slegheid van mense om ons en dan bou ons 'n muur om onsself, ons distansieer ons van hulle. Dit moet ons raak sien. Jesus neem sterk standpunt daarteen in, teen die fariseërs, teen die skrifgeleerdes se murmurering, se beswaardheid, teen hulle verontwaardigheid, dat hy saam met tollenaars en sondaars eet. Ons moenie vergeet nie, dat hy juis met hierdie gelykenisse die hooghartigheid in hulle lewens aanspreek. Eintlik vir hulle die skerp teenstelling wys tussen hulle
en die engele in die hemel. Hulle is beswaard oor die tollenaars en sondaars in die wêreld, maar die engele in die hemel is verheug oor elke enkele sondaar wat tot bekering kom. En so moes hierdie gelykenisse daardie fariseërs en skrifgeleerdes 'n bietjie laat dink het, om eerder hulle self te ondersoek. Die fout lê by hulle onbarmhartigheid. Dis 'n groot woord, onbarmhartigheid. Maar mens kan dit eenvoudig sê by hulle liefdeloosheid. Hulle self moet tot bekering kom. Nie net die tollenaars en die sondaars nie. En die vraag waarvoor Jesus hulle stel, die vraag waarvoor die gelykenis jou en my ook stel, hang die fariseërs se ongelukkigheid oor die sondaars, wat saam met Jesus was, nie saam met hulle ongelukkigheid, omdat hulle self nie deel het aan die hemelse blydskap nie. Dit is belangrik om dit raak te sien. Kom ons vra die vraag, gaan dit nie oor hulle eie ongelukkigheid, omdat hulle self nie deel het in die vreugde van die Here nie. Ook vir die sondaar mens is daar 'n boodskap. Vir die fariseer, vir die skrifgeleerde, vir die tollenaar en vir die sondaar. Vir elke mens is daar die boodskap. Wie nie tot bekering kom nie, is verlore. En so die genade van God. Ons moet dit hoor, hy gaan haal die verlore sondaar en bring hom terug na sy kudde. Hy stuur sy kerk om die hele huis te gaan uitvee, van kop tot toe en alles af te stof, skoon te maak, te gaan soek. En wanneer daai een gekry word, dan is daar groot vreugde in die hemel. En jy en ek deel al in daardie vreugde. En daarom as ons kan afsluit vanoggend, ons kan nie. Hoor mooi, ons kan nie onsself eenvoudig van die sondige wêreld afsluit en sê, geen regdenkende mens sal enigiets met sulke mense te doen hê nie. Want onthou dit, daardie sondaar mense met wie ons lewensbane kruis, is die verlore skaap en die verlore muntstuk van hierdie gelykenisse. En die verlorenes, oor wie daar groot blydskap is, blydskap waarin ek en jy deel, wanneer hulle gevind is. Net soos daar blydskap was, oor die dag, toe jy gevind is. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U vir ons ook 'n goeie herder gestuur het. Een wat nie sal ophou soek totdat hy gevind het nie. 'n Goeie herder wat kom soek het en selfs bereid was om sy eie lewe vir sy skape af te lê. Help ons dan ook om vanoggend, soos die tollenaars en die sondaars in Jesus se tyd, om na Jesus te kom luister, om sy stem te hoor en nie altyd te murmureer of beswaar te wees oor die wêreld waarin ons leef nie. Maar om werklik soekende te leef na mense wat ons lewenspad kruis wat verlore is, om soekende te leef en te help vind. Gee ons ook werklik die blydskap
daardie blydskap wat daar in die hemel is, waarin ons ook kan deel. Blydskap wat ons vanoggend ook in hierdie erediens moet beleef, in ons saam wees, om te kan weet, elkeen van ons was verlore, maar is gevind. Amen. Kom ons sing dit, broeders en susters. Here, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. U my Here en Herder, bid ek, dat U my tog wil kom haal. Kom ons staan en ons sing Psalm 119 vers 63, waarna ons liefdegawes kan gee. Kom ons staan en ons sing Psalm 23, ons sing die eerste en die tweede vers, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Ons wil gelukwensinge die week in besonder vir Tannie Mona Haasbroek en Tannie Lucia van der Walt wat hierdie week verjaar. Tannie Lucia word 88, Tannie Mona word 85. Ons wil vir hulle en vir almal wat hierdie week verjaar, hier is 'n klomp van hulle vanoggend hier en ek weet een van hulle is in die Kaap op vakansie vir haar verjaarsdag. Maar ons wil vir hulle ook sê, ons bid julle die seën van die Here toe op 'n nuwe lewensjaar. Dan, belangrike afkondiging, die susters se afskopfunksie, onthou dit, die 14de Februarie. Dit is hier by die kerk, ons gaan 'n bietjie werk daai dag, en daarom vra die susters ook die dagbestuur, dis 'n pik en 'n proe. Nou, hoe werk dit? Is jy bring 'n bordjie, en ons almal proe mekaar se goedjies wat ons bring. So jy kan of soet of sout, ons bring dit saam, en dan gaan ons die oggend hier kuier, saam tee drink, maar ook saam werk. En ek weet die mans is ook welkom by die funksie. So die mans is ook welkom, want julle kan kom werk. Ons vra dan die susters wat kan, moet tuinhandskoene saambring as jy tuinhandskoene het. Die wat nie daarvan hou dat die grond onder hulle naels kom nie. So die 14de Februarie, dis die susters se afskop, maar die broers kan saamkom. Ons gaan nie 'n opskop hou nie, ons gaan net werk. So daardie dag, die 14de Februarie, dis oor 2 weke, het ons die funksie hier by die kerk. Dan ook die susters saamtrek, onthou dit. Die broeders kan dit ook onthou, ons gaan party van julle se hande nodig hê. Die 7de Maart is die susters saamtrek, en soos ek laasweek gesê het, Magalies Kruin is die aanbieder daarvan, en dit beteken ons staan gasvrou, as mense dit so kan stel, vir 450 susters van oor die hele Pretoria. So is nogal 'n groot funksie, maar is 'n lekker funksie, en dis altyd wonderlik om so iets te kan beleef. En die tema, soos dit daar staan, is leef bedagsaam voor God. Kom ons maak daai knoop in die oor, en ons teken die 2 datums so lank aan. Ek wil vra dan dat die kinders vir ons hier na vore kom, en die res van ons kan gaan tee drink. Baie dankie.